Nou, ek sê waarskynlik gereeld, dalk weekliks, dat hierdie is nou my gunsteling skrif. So nou gaan ek nou vanoggend weer sê, een van die wat regtig naby in my hart is Hebreërs 12 vers 28, dis 'n enkel vers, ek gaan nou 'n hele gedeelte lees, maar Hebreërs 12 vers 28, laat ons dan, wat 'n onwankelbare koninkryk, luister, dis 'n unshakable kingdom. Ek sal nooit vergeet toe ek in Reta by Hartenbos stap, en daar so groot rots in die see, en sy wys so na daai rots, ons was ook al op Hartenbos, sy wys na daai rots, en sy sê, sien jy hoe onwankelbaar, die golwe stamp om. Ons wat 'n onwankelbare koninkryk het, dat ons dan nou dankbaar wees, dat ons God dankbaar dien, met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Hy hou daarvan. Hy hou daarvan ons sy naam groot maak met dankbaarheid. Nou die woordjie dankbaar het vir my uitgestaan en hy het die hele week lank op my geskreeu dat ek nie anders kan as om die hele tyd te sit en te dink en te bid oor dankbaarheid. Kom, ek kan ons nou 'n bietjie ver terugdink. Wat is daai sinnetjie wat mamma en ouma en oupa sê dit ook nou gereeld? So wat is die woordjie? Wat is daai woordjie? Wat is daai groot woordjie wat jy moet sê? Dankie. Werner, ek wil net hoor die bo klink ek bietjie snaaks, kan julle my mooi hoor? As julle my kan hoor, is ek baie happy. Wat is daai groot woordjie wat 'n mens moet sê, en dan leer ons nou vir hulle van kleins af, so van rooikop ouderdom af, jy moet sê, dankie. En as jy nog sukkel, kan jy vir jou CD gaan koop van Yuri Els, hy sing, hoe sê mens dankie, dan kan jy dit daar kry. Maar vandag, 'n nuwe kyk na hoe kan 'n mens dankbaar leef, 'n vars nuwe kyk, en as jy dankbaar leef, wat kan dit aan jou lewe doen? Nou Lukas vertel die storie. Lukas was 'n mediese dokter, so die dokter skryf vir ons die storie, môre dokter, daar, ek sien jou. Maar hier's baie interessant van hierdie storie wat ek van Lukas gaan lees. Nie een van die ander evangelies skryf dit. Lukas vertel die storie alleen in Lukas 17. Is jy gereed om te hoor? Ek is gereed om te praat, ek's baie opgewonde. Lukas 17 vanaf vers 11 tot 19. En op sy reis het Jesus na Jerusalem toe, het Jesus al met die grens tussen Samaria en Galilea langs gegaan. En net toe hy 'n sekere dorpie wou binnegaan, kom daar 10 melaatse mans om tegemoet, maar hulle bly op 'n afstand staan en roep hard, Jesus, Here, ontferm U oor ons. En toe hy hulle sien, dis 'n mooi stukkie, toe hy hulle sien, sê hy vir hulle, gaan wys julle vir die priesters. En op pad daarheen het hulle gesond geword. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, het omgedraai, God hardop geprys, en hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Hierdie man was 'n Samaritaan. Toe sê Jesus, was daar nie 10 wat gesond gemaak is nie? Nou, as Jesus 'n vraag vra, het hy eintlik nooit die inligting nodig gehad, hy het geweet, maar hy vra, waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om God te eer, die eer te gee, behalwe hierdie man, en hy's nie eens 'n Jood nie. En vir hom sê hy, groot woorde, staan op, gaan huis toe, jou geloof het jou gered. Is dit nie mooi nie? Is 'n mooi storie, maar is ook so 'n bietjie van 'n hartseer sad storie, want 10 ouens word gesond gemaak, en net een draai om daai groot woordjie te gebruik, dankie. Nou, Ras het vir my so inleiding gegee, toe sê hy, partykeer is daar 'n dankie en daar's 'n maar by die dankie. So in die singel wat ons bly, is daar baie weduwees, so 9 of 10 van hulle. Maar die een weduwee sê toe nou laasweek so oor 'n koppie tee. Jy weet die weer is daarom nou so pragtig in Gauteng. Miskien moet ons Gauteng toe trek. En om die 4 uur middag donder weer te kan geniet in 'n bietjie reën. My onmiddellike respons was, dankie maar nee, dankie. Dis dadelik wat in my hart gebeur. Ek het al gehoor by die jong mense, dan het hulle pragtige kindertjies, sê maar 1, 2 of 3, en dan kom die mense mos altyd en sê, julle het sulke mooi kindertjies, miskien moet julle nog kry. En dan het ek al baie van daai paas gehoor, wat vinnig, nog voor die sin klaar is, dan sê hy, dankie maar nee, dankie. Ek weet nie vir wat rede nie.
my volgende voorbeeld is dalk so 'n bietjie aan die snobistiese kant, maar as jy nou vir my goedkoop poeier koffie gee, wat nie eens koffie is nie, dan sal ek nou onmiddellik vir jou sê, baie dankie, maar nee, dankie. Dan sal ek nog maar eerder 'n koppie tee by jou drink. Dalk was die ander 9 wat omgedraai, dalk op 'n plek van dankie, maar nou gaan ek huis toe. Weet jy wat het in hulle harte gebeur? Ek het as 'n jong pa, het ek ietsie gesmaak van die dankie maar. Vir die wat nou nog nie weet nie, ek het dit al 'n miljoen keer gesê, maar ek was mos nou al die jare in die lugmag ook, die Suid-Afrikaanse lugmag. En met die lugmagontplooiings het dit beteken dat in 'n jong huwelik, dat ek vreeslik baie van die huis af weg was. Ook maar een van die mooi redes hoekom ons huwelik so lank hou, want ek was baie weg. Partykeer was dit maande aan mekaar en dit was moeilike tye, veral vir Rita en vir die kinders, was emosionele tye. Partykeer is ek letterlik, vat ek daai pad so uit Bredasdorp uit en ek gaan nou vir 7 maande weg. En voor ek vir Napier getref het, het daar al 'n wasmasjien of 'n ding gebreek. So dit was 'n emosionele tyd, maar daar was ietsie baie lekker aan al die lugmagontplooiings. Dit was die groot vreugde as pappa terugkom. Vir my was dit absoluut wonderlik. Eerste nou, nie heel eerste nie, ek gaan nou jok as ek dit sê, maar die kinders het eers gekom. Rita het ek nou later gesoening gedruk. Maar as die kinders kom, daai Heinrich en Mariegen wat aangehardloop kom en omhels my en hulle is baie bly. Dis net 'n oomblik van groot drukkies en liefde en dis eintlik maar baie oorweldigend, emosioneel, heerlik om dan weer by die huis te wees. Maar toe het dit nou gebeur dat daar, of tradisie het dit veroorsaak, dat daar eintlik so 'n bietjie van 'n dubbeldosis van heerlikheid was. Want na al die drukkies en die bly pappa is terug, dan gaan pappa na daai sak toe, want dit was 'n reël. Daar kom 'n geskenkie saam. En dan vir 'n tweede keer in die dag, dan's almal opgewonde, want pappa haal ietsie uit, en daar's groot drukkies weer, want ek het vir hulle 'n geskenkie gebring. Maar o wee, toe gebeur dit eendag, met die tuiskoms, word daar verby my gehardloop, na die tas toe. Dis 'n hartseer dag, groot sin, dis 'n hartseer dag, as ons verby die gewer hardloop, om by die geskenkie uit te kom. Dis 'n hartseer dag. Uiteraard was ons nou nie onskuldig nie, want die geskenke wat deel was van 'n tradisie, het veroorsaak, dat daar 'n verwagting is, né? Pappa kom, 'n geskenkie kom, later was dit net, daar kom 'n geskenkie, maar, pappa, so daar's 'n verwagting, en dan, die oomblik as daar 'n verwagting is, dan leef baie mense by daardie plek in hulle lewe van, jy skuld my dit. Waar is my geskenkie? Waar is my geld? Ek moet dit nou kry. Dis myne, bring my geskenkie. Daar's 'n verwagting, ek's geregtig daarop, ek maak aanspraak daarop. En dit klink nou of ek vreeslike kinders het, maar ek het nie, hulle is eintlik baie dierbaar. Dit gebeur met ons almal. Want die goed wat konstant in ons lewe gebeur, aan mekaar gebeur, word die goeders wat ons maar net van selfsprekend aanvaar, kom my toe, is myne. En ek glo dat dit aan my behoort, ek glo ek is geregtig daarop, dit kom my toe, iemand skuld dit vir my, en ons maak aanspraak daarop. Ek kan 'n voorbeeld gee, so hoeveel mense staan elke oggend op, en prys die Here met blye galme, want die son het weer opgekom. Baie dankie. Ek het vanoggend ook, ons het so rooi sonskyn, waar is Lisa Lois, hulle so rooi ingehaal. En net die Here geloof, want ek het geweet wat staan in my notas, dan kan ek daarom vanoggend sê, ek het vir die Here dank, ek sê vir die son. Wat doen ons die oggend as die son nie opkom? Maar kom, dit is 'n eenvoudige voorbeeld, dis van selfsprekend, hy gaan weer môreoggend opkom, en ons gaan maar net aan, want dit kom ons toe dat die son dan nou oor ons skyn. Kan ek gou 'n gunsie vra, en al vra ek jou, en al wil jy dit nie doen nie, gaan jy dit doen, want dis is jou breinwerk. Kan jy gou jou oogies knip, asseblief? Almal het. Is jy dankbaar dat jy jou oë kan knip? So baie goeie vriend van ons, letterlik ons ouderdom. 2 weke gelede sê sy brein vir hom, hy kan nie meer sy oogies knip. Sy naam is Gerard, jy kan vir hom bid. Hy is nog 'n kunstenaar ook.
So sy oë hy kan sy oë oopmaak, maar hy kan nie sy oë oopmaak. So hoeveel dae het jy al opgestaan en gesê, dankie Here dat ek my oogies kan knip. Bid vir Gerard asseblief. Ek het hierdie week my 5 ure wagtyd in 3 verskillende wagkamers by Tygerberg Hospitaal gehad, namens my pa in die onkologiese afdeling. En terwyl ek by die tweede wagkamer sit, kom daar so maar dingerige vroukie uitgehardloop uit die kamer waar jy nou eers gaan vir jou bloed trek en al daai goeters. En sy klap 'n handjie so kort en klein naby mekaar en sy trippel so en almal praat daar redelik hard. En 'n man vra vir haar, "Wat's fout? Hoe is jy so bly?" Ek het gewig opgetel. Verder, dit was nogal 'n emosionele week, is ek en Rita een middag by Louis Laipold Hospitaal weer in die onkologie saal, Julia moeder, een van ons liefste mense hier. Maar haar 2 dogters is by haar. En hulle sit op die vloer by hulle moeder se bed. En op die jou trollietjie wat hulle gewoonlik jou kos inbring, is daar so 'n klein ronde koekie. Jy weet daai mooi Woolworths verjaarsdagkoekie. En ek sê, "Wat gaan nou hier aan?" Sy sê, "Nee, ek verjaar." Ek sê, "Maar shame, nou praat ek saggies met haar. Dis daarom nou erg dat jy hier moet wees." Sy sê, "Nee, ek wil by geen ander plek wees as hier." En sy vier haar 33ste verjaarsdag aan die voet en end van haar moeder met 'n klein ronde koekie. Daar is dinge in die lewe wat ons so van selfsprekend aanneem, dat ons dit het. En ons raak arrogant daaroor dat dit eintlik ons toekom, dit behoort so te wees. En dis erger as ons maak of as ons sê dat ons daarop geregtig is. Nou, vandag se boodskap is nogal 'n tawwe enetjie vir my mede-pelgrimsreisigers wat saam hierdie pad stap. Want ek gaan met die bietjie praat, en dis nie my militêre agtergrond nie, maar ek gaan met die praat oor die dissipline van dankbaarheid. En ek bid, my gebed was by die huis, en my gebed daar agter die gordyne, ag Here, laat tog 'n gees van dankbaarheid onder hierdie klomp harmonie geliefde mense los, sodat ons dankbaar kan wees. So dis nie net nog 'n dankbaarheidspreek nie, en ek moet nou waarsku, dit gaan nie ten alle tye baie lekker op die ore val nie. Maar goed, jy gaan nou maar jy harte oopmaak, sodat die Gees ook met u praat. Ek praat natuurlik altyd eers met myself, en ek was behoorlik uitgedaag hierdie week op verskillende plekke, as ek aan dankbaarheid gedink het, en die plek waar ek vasgehaak het, en ek gaan dit nou by herhaling sê, en miskien nog so 2 keer, was juist daardie plek van, ek kan aanspraak maak hierop. So ek gaan nou nie te veel bekommerd wees oor 'n ekstra stukkie dankbaarheid nie. Hierdie is darm maar die minste wat ek verwag. So ek was 'n bietjie daardeur uitgedaag, tot ek by die besef kom. Jy kan nie die lewe leef wat Christus vir jou instoor het, as jy nie dankbaar leef, en dan wil ek sommer by sê, jy's ekstra dankbaar wees oor die dinge wat sommer van selfsprekend in jou lewe gebeur nie. Onthou die skrif, Hebreërs, gooi hom sommer net weer op, hy is volgende daar, Hebreërs, my favorite skrif, 12 vers 28, laat ons dan wat 'n onwankelbare koninkryk het, dat ons dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien, met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. En nou kom jy vanoggend en jy vra vir my, baie dankie dat jy my vra, hoe kry ons so lewe? En dan gaan ek vir jou sê, ek gaan nou vir jou verduidelik, hoe kry mens so lewe? Of ek gaan vir jou iets uit die woord uitgee, wat jy saam met jou kan vat. 'n Mens gaan nooit regtig van diep binne af dankbaar leef, as jy by daai plek bly wat jy glo, daar sekere goed wat jy verdien nie. Daar moet iets by jou verander, 'n gesindheid moet by jou verander. Die Engels het 'n oulike saying wat sê, attitude of gratitude. Lindy, hulle sing daarom maar daai lied mooi, né? Lindy en Shireen. Jy kan gaan kyk, gister op Facebook het Shireen 'n bietjie gesing daar op 'n trap. Gratitude. Ginter het 'n pragtige skoondogter. An attitude of gratitude. Nou eers gou 'n paar goedjies oor dankbaarheid. In die woord van God is daar meer as 400 plekke wat ons geleer word of iets gesê word van dankbaarheid. Paulus kom Romeine 1 en ook in 2 Timoteus 3
dan sê hy hierdie groot ding, in hierdie dae wat ons leef, in die eindtye, gaan daar 'n kultuur, 'n gees van ondankbaarheid wees. Né? Jy het dit al opgetel, mense voel, die lewe skuld my iets. Nou, dankbaarheid is 'n groot ding, want dankbaarheid maak jou kop skoon, dankbaarheid maak dat jy beter slaap, ek beloof, dit bevorder jou verhoudings, en dankbaarheid, as jy so dankbaar leef, dan wys dit jy het 'n volwasse mens geword. Dit maak God bly, en dit maak jou lewe baie aangenaam en vrolik, as jy dankbaar leef. Dis nie vreugde wat jou dankbaarheid gee nie, maar dis dankbaarheid wat jou bly maak. Ek gaan nie bly wees, dan kry ek dankbaarheid nie. Nee, ek is dankbaar, en dan word ek bly. Die hartseer waarheid is, jy sal nooit dankbaar wees oor die dinge wat jy dink jy verdien. Vriende, as God jou seën, en as daar guns oor jou lewe wees, vat dit versigtig en sê vir die Here dankie, leef in dankbaarheid daarmee saam, want dit was nooit jy nie. Dis altyd God. Dis nie hoe oulik ek is en wat ek kan doen nie, dis altyd God, dis altyd God. En die oomblik as jy glo ek is geregtig op hierdie ding, of ek kan daarop aanspraak maak, of ek verdien dit, dan verdwyn daardie natuurlike of daardie ingesteldheid van dankbaarheid. Nog 'n wonderlike skrif, ek gaan hom net vir u gee voordat ons nou by vandag se geleesde gedeelte kom. 1 Tessalonisense 5 vers 16 en 17, en as hierdie die enigste vers is, wat jy nou in die feesseisoen met jou saamvat, net gou pos, net gou, het julle gesien die feesseisoen is naby? Daar by my is Jesus, Josef, Maria, almal is daar, die 3 wyse manne staan op die katel, almal is daar, en die hele huis is vol liggies, nog niks geskenke nie, maar is nice. So as jy vir die feesseisoen een skrif saam met jou wil vat, dis 3 verse, vat dit saam met jou, en jy gaan die wonderlikste feestyd hê, wat jy nog ooit as 'n gelowige in Christus gehad het. 1 Tessalonisense 5 vers 16 en 17 en 18. Wees altyd deur bly. Die meeste van die verstaan Afrikaans baie mooi, maar staan nie weer soms nie, wees altyd deur bly. Bid sonder ophou, 'n lewensgeheim. Ek is oortuig met my hele hart, as ek en u besef, wat kan als gebeur, en wat gebeur alles wanneer ons begin bid, sal ons nooit ophou bid nie, sal net wil aanhou bid. Wees in sekere van die goedjies dankbaar. Nee, daar is hy weer, wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus oor julle. Daar is net nogal 'n belangrike ietsie om te sien. Wees in alles dankbaar. Nou as ek Afrikaans reg verstaan, daar staan nie, wees vir alles dankbaar. En ek dink dit is 'n groot verskil. Ek sê, bly vir die seer en die swaar en die moeilik nie, maar in die seer, in die stryd, in die storm, in die siektes, in die uitdaging, is ek dankbaar. En ek dien God met blydskap, en ek bid met oorgawe aan mekaar, want ek weet, my God sal alles ten goeie meewerk vir die wat hom liefhet. En dan sê baie mense, ek soek die wil van die Here, hoe werk die wil van God? Hierdie versie sê, as jy dit doen, as jy dankbaar leef, as jy in blydskap leef, as jy in vreugde leef, as jy aanhou bid, dis die wil van God, en dit maak hom gelukkig. So, ek moes myself die vraag afvra, wat dink ek, hier gewaag? Jy moet gou mooi na luister, want dit gaan jou uitdaag as jy nou lekker diep dink. Wat dink ek verdien? Ek hoop daai Afrikaans was nou goed. Wat dink ek verdien? Dis 'n baie belangrike vraag, en dis die laaste keer wat ek dit nou sê, want as ek glo, ek verdien dit, dan gaan ek dit laat verbygaan, en nou nie eintlik vreeslike groot dankbaarheid uiter nie. Dankbare mense leef tevrede in alle omstandighede, en hulle soek 'n rede om God dankie te sê. Net gou so 'n bietjie pause tussenin. Ek weet nie van u nie, maar mense is maar bietjie ongemaklik, of hou nie baie van 'n klomp klaers nie. Moaners. En ek het nou al 'n paar keer in die gemeente gesê, ek hou van die Afrikaanse woord, murmureerders, want dit klink of hulle dit aan mekaar doen, is 'n double moan, murmureer, hulle kla aan mekaar. Wetenskaplike navorsing bewys dat ons almal gemiddeld tussen 15 tot 30 keer per dag moan. Hy het glad nie gesê wie, waar, hy het net gesê almal van ons.
So, hier is die groot vraag. Nou, as jy gewonder het, watter area van jou lewe jy as op verdienste leef, dit kom my toe. Hier is die groot vraag. Gaan luister mooi waaroor jy kla. Dis die goeders wat jy dink kom jou toe. Hierdie enetjie gaan nou 'n bietjie ongemaklik wees. En met my nou nie stenig hieroor nie, want ek is saam met jou. Ek is self uitgedaag. Kla jy baie lekker oor die verkeer? Ek verstaan 100%, ek ook. Maar weet jy wie kla nie oor die verkeer nie? Jou wat nie 'n kar het nie. Hy kla nie oor die verkeer nie. Die restaurant. Kindertjies van die Here hang mos daar uit, maar hulle het nou alweer my bestelling opgemors. Ek het nou die dag met my eie ore gehoor hoe iemand kla, want die ysblokkies wat gekom het, is nie gedistilleerde ys nie. 2.2 biljoen mense op aarde, biljoen, het nie toegang tot vars water nie. Soos ek dink, Here, as goed wat ek dink, ek is geregtig daarop. Dit kom my toe. Ek gaan nie baie dankbaar daaroor wees. Dis juist die goeders wat die rooi ligte aansit. Terwyl ek hierdie week daar by die Tygerberg Hospitaal sit, en ek rondom my die ellende sien. Weet jy, alles rondom my het verander toe ek besef, wel niks kom my toe nie. Niemand gaan my vroeg roep nie, wie's ek? Ek gaan my tyd afwag, ek gaan sit. As ek daar naby die apteek verbykom, hoor jy, ek's by Harmonie, ek's 'n prediker vir Jesus, dan gaan die golwe oop. Nee, wat kom my toe? Die Here het nog 'n bietjie baie lekker met my gepraat. Wat dink ek verdien? Want die woord van God sê mos dat God woon onder die gekla van sy volk. Julle moet nou reageer, anders dink ek julle slaap. Ek sal dit in Engels gee. God inhabits the complaints of his people. Nee. God kom woon, hy kom bly hier by ons, daar by die huis, in die kar, onder die lofsange, onder die dankbaarheid, onder die prys. Daar kom woon hy, onder my dankbaarheid. Dis die deur tot dankbaarheid, dis die deur tot God se teenwoordigheid, dat hy nader kom, dat hy by ons opdaag. Moenie meer kla as wat jy prys nie, want ons almal kla nou, statistieke sê dit, maar moenie meer kla as wat jy prys nie. Jy ken my nou al 'n rukkie, die inleiding is nou klaar. Inleiding is nou klaar, vandag se teks van Lukas 17 gaan nou gebeur. Ek het hier gesê, net Lukas het hierdie storie vertel, Lukas het ook Handelinge geskryf, en dit is 'n unieke genesing van melaatses. En dis nou nie omdat Lukas dit geskryf het, dit is nou, hy's 'n dokter, dis nou kry dat hy dit geskryf het, maar hier doen Jesus 'n groepswonderwerk. So as jy al die ander evangelies en Lukas self gaan lees, dan sien jy elke keer is 'n enkel ene. Jesus kom en hy raak die verlamde man aan. En die man met die verdorde hand kom raak hy aan, en die vrou wat aan bloedvloeiing ly, die enkelvrou, hy raak haar aan, of Jesus kom raak 'n ou wat nie kan sien. Een persoon kom raak hy aan. Wanneer Jesus 'n wonderwerk doen in al die stories wat ons lees, en al die evangelies, is dit gewoonlik 'n individu. Maar hier is dit 'n groep man, 'n groep mense wat genees word. Van wanneer af gebeur dit dat Jesus wonderwerke doen vir 'n groep mense? Dis 'n retoriese vraag. Van wanneer af sal Jesus nou 'n wonderwerk in 'n selgroep kom doen vir die hele selgroep? Van wanneer af sal Jesus kom en 'n wonderwerk doen vir 'n hele gesin? Hierdie een is anders. Dis 'n groepswonderwerk. Dis die een nie, dis die twee nie, dis die 5 nie. Dis 10 manne wat dieselfde wonderwerk kry. Andrei, ek sê nou Andrei, is baie Andreis in die kerk, want as ek Andrei sê, dan weet ek al die Andreis kyk op. Weet jy wat sal ek nou baie van hou? As die Bybel nou visueel raak hier voor jou, en jy kan dit sien.
dat Jesus kom en hy raak 10 manne aan. So dit sal nou vir my vreeslik lekker wees, as ek nou preek, en ewe skielik is hier nou nog 9 ander manne hier by. Mense nou sê ek het hierdie gereël, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nee, nou is te veel. Ons moet net 10 wees, anders gaan ons die skrif nou verkeerd uitlê. Wag ons net kyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, enetjie. Kom François, jy loop die vinnigste, kom jy dan eers. Want jy het ook 'n wonderwerk nodig in jou lig. Ek wil dit graag vanoggend vir jou so 'n bietjie visueel maak, want jy mag nooit hierdie dankbaarheidspreek vergeet. Wat sê jy my engel? Kort daarin. Ek's nommer 10. Anders is ek Jesus en ek is nie. Dankie. Dis al wat hulle weet. Hulle weet nie wat verder gaan gebeur. Ek gaan nou 'n bietjie oor ons praat. Jesus kom, Lukas skryf dit, en hy skryf al explain later, ne? Ja, hy skryf hierdie wonderwerk, dat Jesus kom, en hy maak 'n groep melaatses gesond. En hierdie melaatse manne, kan almal jou sien, hulle is almal dodelik siek. Melaatsheid is geweldig aansteeklik. En dis 'n bakterie wat die senuwees in jou liggaam sou aanval, en nou almal weet nou, of het seker al ergens gehoor, soos dit aanval, kan jy dan tot van jou liggaamsdele verloor, 'n oor hier of 'n vinger daar, en jy weet dit nie eers nie, want jy's melaats. Dr. Johan, as ek iets verkeerd sê, hulle kan na die tyd net met jou kom praat. En dis 'n stadige en 'n baie pynlike of 'n stadige dood. En dan nog, die ergste is van hierdie manne en mense wat melaatsheid gehad het, is heeltemal uit die samelewing verstoot, en oral waar hulle gaan, moes hulle eintlik nou alleen en apart wees, moet hulle uitroep, onrein, onrein, sodat as jy bietjie te naby kom, dat jy net kan wegraak, en pas op, want hierdie manne is onrein. Jy mag nie naby hulle kom nie, hulle is weg van hulle familie, van hulle vrouens, van hulle kinders, hulle is heeltemal in isolasie. Hierdie is 'n groep manne, verskillende mense, hulle lyk anders, hulle praat anders, maar hulle het almal dieselfde probleem, hulle het dieselfde issue. En nou kom ek agter, en dis 'n feit vir hierdie lewe, dat selfs mense met issues het community nodig. Hy het nodig om in 'n groepie te wees, hy het nodig om ander mense naby te, jy kan nie alleen hierdie pad stap nie, jy het ander mense nodig. Maar nou wil ek gou vir jou 'n lesie gee, 'n groot lesie wat ek uit hierdie storie uit lees. Pas op wat die groepie is met wie jy connect. Die Bybel sou baie keer in die vertelling van die Jode en goed ook melaatsheid as sonde dieselfde vergelyking maak, maar pas op vir die groepie waarmee jy connect, want mense groepeer baie maklik in groepies waar daar verkeerde dinge gebeur. Dit gebeur net, onthou nou niks van hierdie is teen julle nie, né? Julle is net die voorbeeld. Almal okay? Fantasties. Het jy al agtergekom, mense wat aanstoot neem of wat offended is, hulle eindig altyd by die ander ouens wat ook geoffend is. Hulle is saam met hulle. Die skinderbekkies het 'n skindergroepie. Hulle kom net saam. Het jy gehoor? Ja. Klaars groepeer. O, jy hoor hulle swane sang. Hulle groepeer en hulle klaar almal heerlik saam. Leenaars connect, hulle jok lekker, die jokkertjies jok saam in dieselfde hoekie. En dan een van die sterkste groepies, net twee klein vingertjies, saam met nog 'n maatjie. En daai maatjie, daai groepie word baie vinnig. Liewe vriende, ek weet my dankbaarheidsboodskap gaan vandag min amen sê, maar wag, bly net by my. Ons is sosiale wesens. En ek wil vir jou baie ernstige vraag vra vandag. Wie sit aan jou tafel? Wie is in jou groepie? Met wie
connect jy, met wie stap jy 'n pad saam, en dan moet jy self vir jou vra waarom? Hoekom? Maar hier is die goeie nuus. Ek weet glad nie wie dit was nie, maar een van hierdie ouens, en hierdie maak ek nou net self op, want ek dink dat dit gebeur. Een van hierdie ouens sê, en ek weet nou nie of hy nog altyd sy bene gehad het, en wat gebeur, hulle sê op die finale fase, of ver gevorderde fase van melaatsheid, is jou stembande ook nou daarmee heen. Ek gaan dit nou nie eens probeer nie, maar, hey manne, ek het gehoor, Jesus kom hier verby. Wat van ons vat die kans, en ons gaan soek hom? Ek weet nie of het een ou of twee ou, ek in my kop dink ek, is dieselfde ou wat later terugkom. Maar hy sê, kom, nou goed, jy is dalk nou in 'n verkeerde groepie, wees jy die ou, wat daai hele groepie kry, om te sê, kom ons gaan soek Jesus. Kry jou groepie mense, almal wat in jou tafel is, moenie almal wegjaag nie, kry hulle by mekaar en sê, kom ons gaan soek Jesus, kry jou groepie mense, dat hulle begin stigtelik saam met jou soek na Jesus. En wat hulle toe nog doen is, hulle beweeg, ek wil nog gehad het, julle moet beweeg, maar staan maar net stil. Nee, jy sien, jy loop verkeerde kant toe. Hulle beweeg in 'n rigting van, hulle soek Jesus. En toe hulle hom vind, toe sê die Bybel, dis vir my so mooi, maar dis ook so 'n bietjie hartseer, daai versie is daar, maar hulle bly op 'n afstand staan, hulle soos, kom in soos, hulle bly op 'n afstand staan, en hulle roep hard, en Jesus sien hulle. En toe hulle sien, dis vir my so mooi. Hierdie ouens het geweet, hulle moet wegbly van Jesus af. Hulle het geweet, hulle moet geïsoleerd bly, want hulle, ja, daai is mooi, los net daai daar. Toe hulle sien. Ek wil vanoggend vir jou gou sê, jy moet hierdie hoor, want Lukas en die Here het die woord gebring om ons te leer, en daar vanoggend leer hulle daar by die kinderkerk, dat Jesus gee jou moed. Jesus sien jou. Toe hulle sien, Jesus sien die stryd wat jy nou deurgaan, Jesus sien jou uitdagings, Jesus ken jou probleme, Jesus sien waarmee jy worstel, Jesus sien, hy weet alles, hy sien die siekte, die stryd, die moeilikheid, hy sien as jy geïsoleerd is, en jy's depressief, en jy's moeg en moedeloos, Jesus sien dit. En nou gaan ek bietjie julle aandag nodig, julle nog hierso, né? Is dit voel bedreigend as almal so vir jou kyk, né? Nee, dit is. Dis moeilik vir my. En hulle roep hardop uit, sê die Bybel. Daai enetjie is ook daar, die volgende een. Net die volgende een. Hulle roep hardop uit, Jesus, nie hou hom, asseblief, Jesus Here, ontferm U oor ons. Die Bybel sê hulle roep hardop uit, sê julle dit saam met my doen. Jesus Here, ontferm U oor ons. Ja, julle is 'n groep. Maar die Bybel sê het hardop uitgeroep. Jesus, Here, ontferm U oor ons. En hulle is op 'n afstand. Jesus is daar. Wat my opval, dis amper nie asof hulle aanspraak maak op hulle genesing nie. Want hulle het nie geskreeu, Here, Jesus, Meester, kom maak my gesond nie. Hulle vra vir 'n bietjie mercy. Ontferm U oor ons. En nou moet jy weet, hierdie ouens het dalk nou nie eens meer hulle stemme behoorlik gehad het nie. Jesus, Here, ontferm U oor ons. Wat vir my baie interessant is, Lukas skryf in Lukas 5, hier is Lukas 17, 'n ander geval waar Jesus by 'n melaatse kom, en toe Jesus hom aangeraak. Mag jy 'n melaatse vat? Nee, is baie aansteeklik. Maar nie vir die koning van die konings nie vir die groot geneesheer nie. Elke knie sal buig, elke tong sal bely, hy is die Here. Lukas 5 kom die Here en hy raak aan 'n melaatse. En hulle gebed is net 6 woordjies lank. O, daai ding bly so by my. Want baie keer as ek nou so hospitaal toe ry en ek moet vir iemand bid, dan bid ek, ag Here, help my. Ek wil net die regte woorde hê. Ek wil laat die Heilige Gees deur my bid. Ag kom doen net die wonderwerk en laat ek ook net reg praat. En al wat hierdie ouens sê 6 woordjies. Jesus, Here, ontferm U oor my. Jesus, Here, ontferm U oor ons. En hy staan op 'n afstand. En in Afrikaans antwoord Jesus hulle 'n baie weird antwoord vir mense wat nou ontferming soek. Gaan toon julle aan die priesters. 6 woordjie antwoord. Gaan toon julle aan die priesters.
gaan wys julle vir die priesters. Nou dit het so gewerk, as jy sou terug aanvaar word in die samelewing, as daar nou iets gebeur het en jy's genees, dan gaan jy na die priester toe, en as hy sê, dit is reg, jy's gesond, dan kan jy nou weer in die samelewing ingaan. Nou, nêrens as jy hierdie gedeelte gaan lees van Lukas, dan is hulle klaar gesond nie. Wys vir ons die volgende skrif. Die Bybel sê, op pad daarheen, gaan die volgende enetjie? Ja, daarheen, dankie soos. Op pad daarheen het hulle gesond geword. So toe Jesus sê, gaan wys julle vir die priesters, was hulle almal nou nog redelik in 'n toestand siek. Dankie, jy kan sien ons het dit ingeoefen, hè. Was hulle nog almal siek. Kan jy gou net weer sien hoe Jesus ons geloof honor? Want hier het nou niks gebeur nie. Ek dink hier is 'n goeie moment waar ons nou gaan op pad. Ek waardeer dit so, kan julle vir hulle dankie sê? We are leaving now, all of you. Op pad daarheen. Nou hier het my verskriklik opgewonde gemaak. Want hulle is nou baie siek. En die wonderwerk moet nou ergens gebeur, en hulle loop stadig, en ek wonder nou wanneer het dit gebeur? Ek wonder wanneer het hulle gesond, jy wil nou daai een wees, né? Ek het besluit, ek gaan nie daai gedeelte doen. Op pad daarheen word hulle gesond. Hulle stap in geloof, hulle stap in gehoorsaamheid, en dit gebeur. En dan is daar 'n probleem. Nou kom ek by die einde van vandag se woord. Daar's 'n probleem met 9 van hulle. En ek verstaan dit tog so goed. Hulle was lank geïsoleer van hulle familie. Hulle was op 'n ontplooiing in die bos. Hulle was onrein. Hulle is gesond. Jesus het hulle aangeraak. Jesus het hulle nie aangeraak nie. Jesus het 'n woord gespreek. Hulle het weggestap. Hulle is gesond. Die eerste ding wat ek wil doen is ek wil by die huis kom. Ek wil my familie sien. Ek wil by my kinders uitkom. Ek wil vir almal gaan wys. Kyk wat het gebeur. Ek is gesond. En net een draai om. Voor ek iemand gaan sien, voordat ek iemand gaan hallo sê, voor ek vir iemand vertel wat het gebeur, ek moet dankie gaan sê. Ek moet teruggaan. Ek wil dankie sê. Geef my die volgende skrif asseblief. O, daar's hy. En een van hulle het, toe hy sien dat hy genees is, omgedraai en God hardop geprys. Ek dink sy stem was ook nou weer, nee, ek weet sy stem was nou weer reg. Al die stembande is terug en ek kan God hardop prys en hy het voor die voete van Jesus neergeval en hom gedank. Frans was 'n preek was laasweek oor lofprysing. Net so voetnotaatjie. Ons is gemaklik om luid te wees en te kla wanneer ons probleme het en ons murmureer en ons moan en groan 'n bietjie. Maar dan sukkel ons bietjie om luid te raak as dit by die dankbaarheid kom. Ek hou van stiltes en sagte oomblikke. Ek is met Rita getroud. Ek moet die meeste van die tyd stil en sag wees want sy's gehoorsensitief. Maar dankbaarheid wat hoor gou hierdie een. Jy kan met my verskil en dis okay, jy kan my na die tyd sê. Maar dankbaarheid wat nie uitdrukking kry nie. Ek het 'n bietjie van 'n issue daarmee. Want as jy dankbaar raak, dan moet jy dit sê. Okay, jy moet dit wys op, maar jy moet dit sê. Sê dit vir jou vrou. Sê dit vir jou kinders, sê dit vir jou familie. Sê dit vir iemand wat vir jou goed was en wat vir jou aangehou help het. Sê dit. Praat uit, maak jou mond oop en sê gee uitdrukking. Dalk lê die oorwinning juist daarin. Nie in ons styl en in ons godsdiens nie, maar hoe ons dankbaarheid met uitdrukking wys. Wat sê Jesus vir hom? En ek sê Jesus het nie inligting nodig nie. Die volgende een asseblief soos. Was daar dan nie 10 van julle wat gesond gemaak is nie? Waar is die ander 9 dan? Is daar niemand anders wat omgedraai het om vir God die eer te gee, behalwe hierdie man? En nou as jy die Bybel gaan lees, hy was die enigste wat nie 'n Jood was. Ek het al gewonder daaroor hierdie week. Miskien is dit juist daai ding van aanspraak maak en geregtigheid. Hy's 'n Jood, ons is Jode. Of course man, het gehoor hy's die groot geneesheer, hy's die meester. Hy moes dit dalk maar net vir my doen. Dankbaar juist vir die dinge wat ons as vanselfsprekend aanvaar.
En Jesus sê hierdie woorde vir hom, die volgende slide asseblief François. Hy sê, staan op en gaan na jou huis toe. Jou geloof het jou gered. Ek sit en wonder oor hierdie man, hy dog seker, ek is okay, ek is gesond, maar hy kry soveel meer. En hierdie redding wat Jesus hiervan praat, is nie sy genesing nie, maar dis sy verlossing. Jou geloof het jou gered. Hier's 'n groot sin, julle moet dit hoor. Dis moontlik om die seën en die guns en die voorsiening en die genesing en die voorspoed en die antwoord van die Here te ervaar en te beleef in jou lewe en jy mis die punt van redding. Hierdie ou wat omgedraai het en hier's die groot ding, wat dankie kom sê het. Hy het meer as net die genesing gekry. Hy het sy redding gekry. Kan jy dink hoe hy huis toe gegaan? Ek het my verlosser ontmoet. Ek dink die siekte was toe, die genesing, die gesond maak was toe 'n tweede faktor. Hy het my vrygemaak, hy het my gered. Ek is 'n nuwe mens. Al 10 is genees. Maar een kry redding vir sy siel, 'n ewigheid saam met Christus. So baie mense wil die guns van God in hulle lewe het, en hulle lewe hê, en die blessings hê, en alles wat mooi is, maar wat help dat jy wen alles, maar jou siel ly skade? Wat help dat jy het 'n goeie huwelik, of jy dink jy het 'n goeie huwelik, maar jou siel is dors na die Here? Wat help dat jy ry 'n pragtige kar, maar jy ken nie die Here, of jy het 'n propvol bankrekening, maar jou siel is gebrekkig, want jy het nie God se redding en aanraking in jou lewe ervaar nie. Net een het omgedraai, en hy het 2 wonderwerke beleef. Dis die ou wat kom dankie sê. Liewe vriende, Lindy, julle kan vir my naby kom, of nader kom asseblief. Ek het vandag se woord in alle nederigheid aan jou oorgedra. Dis goed waarmee ek self sukkel. Maar ek bid sodat die Here ons harmonie familie help en ons leer dat ons 'n dissipline van sommer daaglikse goed sal hê waarvoor ons dankbaar is. Sommige net om daagliks herinner te word dat eintlik het ek die hel verdien, maar Christus het my kom red. Hy het my raak gesien. Hy het my vrygemaak. En dis 'n uitnodiging aan elkeen. As jy in dankbaarheid leef, as jy elke dag iets dankbaar doen, dis beter as die gym. Dis beter as 'n gewiggie wat jy optel, is beter as 'n goeie dieet. Hou aan om dankbaar te wees. Probeer minder kla. Moenie eet sonder om dankie te sê. En jy moet dankbaar wees. As jy oë oopmaak, Gerard kan nie meer sy oë oopmaak nie, maar God gaan hom aanraak, dat hy sê, dankie Here dat ek dit kan doen. All my life you have been faithful. Gister was vir ons weer net so 'n emosionele dag in ons huis, maar 'n dankbare dag toe Rassie nou vir Emma bin. 'n jaar later en kyk waar is sy, kyk hoe God haar aangeraak. Ek is net so dankbaar. Sê dankie vir die kar wat jy het, vir die huis wat jy het, vir jou vrou, vir jou man, sê dankie. Ons dankbaarheid moet harder wees as ons klagtes. En jy moet onthou, dit kom nie natuurlik nie. Jy moet regtig 'n keuse maak om dankbaar te leef. En is moeilik. Dit is nie vir die omstandighede, dit is nie vir die seer en die swaar nie, maar dit is in dit om dankie te sê. Wil jy graag, my laaste sin, wil jy graag ontvang wat 1 uit die 10 mans ontvang het? Meer is net genesing, maar 'n aanraking van God, redding. Hebreërs 12 vers 28, ek sluit met hom. Ek het gejok, hier is my laaste sin. Laat ons dan, wat 'n onwankelbare koninkryk ontvang het, laat ons dankbaar wees. Laat ons God dankbaar dien met eerbied en ontzag, soos hy dit wil. Vriende, ek het gedink, dis mooi gepas as ons vandag afsluit met hierdie pragtige lied, genade onbeskryflik groot. Kom ons sing dit in dankbaarheid vir die Here. Kom ons staan en dan sing ons dit saam.
Gaan in die vrede van die Here. Maar gaan met 'n dankbaarheid wat jy hier diep binne gaan soek. En eer ons God en Vader vir wie hy is. Sy kosbare seun wat sy lewe gegee het om jou en my te red. En hy kom deponeer sy Heilige Gees in ons hart en ons lewe, sodat ons hierdie pad kan stap, deur hom gelei, om dankbaarheid en dankbaar teenoor God te leef. Gaan in vrede. Amen.